Geliefdes, ons lees vandag uit Filippense uit, hoofstuk 4. En u is meer as welkom om die Bybel ook daar oop te maak. Ek gaan voort om vanoggend vir ons te lees van vers 2 af. Ek vermaan vir Joria en ek vermaan vir Sintige om eengesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek lees vanoggend net so ver. Hierdie teks, geliefdes, is 'n teks wat ek nogal dink vanoggend vir ons 'n baie moeilike opdrag gee. Want kyk wat word eintlik hier van ons gevra. Hier word gevra dat ons gedagtes sal rig, dat ons sal dink en dat ons dinge sal doen na alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat goed is, alles wat mooi is. Ek dink nogal dat dit 'n baie moeilike opdrag is om uit te voer. Want dink mooi, dit wat hier van ons gevra word, is alles wat ons eintlik nie is nie. Want dit is so anders as wie ons is. Want wat ons doen, wat ons aan dink, waarmee ons onsself dikwels besig hou, staan ten volle in stryd met dit wat hier gevra word. Want waarmee hou ons onsself dikwels besig? Met dit wat reg is, of met dit wat verkeerd is? Met dit wat mooi is, of dit wat lelik is? Met dit wat rein is, of nie rein is nie? Dit voel dood eenvoudig eintlik vir my, asof hierdie teks vir ons iets kom vra, wat vir ons moeilik is. Dit kom konfronteer ons op ons hele menswees. Ja, ek wil eintlik sê, op ons sondige menswees. Dit wie ek sien as ek na myself kyk in die spieël. Dit wat ek van myself weet. Dit wat ek is. En dan besef ek, dis nie al nie. Geliefdes, hierdie teksgedeelte kom konfronteer ons ook oor dit wat ons behoort te wees in Christus. Dit wat ons kan wees, dit wat Christus se liefde vir ons kan leer en kan doen. En daarom kan ons eintlik in kort vir mekaar sê, hierdie teksgedeelte kom leer ons of kom konfronteer ons op dit hoe ons anders behoort te wees in die manier hoe ons leef. Daarom moet ek vra, kan ons anders wees, geliefdes? Moet ons lewens verander? Hoef ons anders te wees as wat ek is? Of is dit werklik nodig om so te kan leef? Ek wonder en ek dink baie hieroor. Maar vanoggend wil ek graag hierdie vraag antwoord, nie om by ons as mens te begin nie, maar om by God te begin. Dit wat God vir ons is. Want ek glo, God is juis vir ons Here. As ons vanuit God se oog na hierdie gedagte kyk, dan sal ons verstaan dat hierdie dinge vir ons moontlik is. Dit is haalbaar, dit is wat ons kan doen, dit is wat ons kan bereik. Want ons God, wie vir ons sorg, wat vir ons dinge doen, die God wat ons aanbid, wat vir ons die lewe leef,
wat vir ons eintlik in ons lewe alles behoort te wees en moet wees, is totaal en al die teenoorgestelde as wat en wie ons is. Ja, so totaal en al anders, dat ons soms dikwels dit moeilik vind om dit te kan verstaan. Ons is deel van God se skepping. Die wêreld sê, ons is eintlik God se pragt. Maar dan wonder ek, ons as mense beledig mekaar. Ja, ons maak ruzie, ons beklei met mekaar, ons vermoor mekaar. Ons maak selfs oorlog om maar net mag te kan hê. Soms wil ons vrede hê, maar die manier hoe ons kom om vrede te wil kry, skree teen hemele. Ons kom as mense, ons bou wapens en masjiene, ons skrik mekaar af en ons doen alles sodat ons almal en alles kan beheer en kan mag hê. Want dit is wie ons as mens wil wees. En God, wat maak God waar daar onvrede is? God laat sy seun aan 'n kruis sterf. Hy gaan op sy knieë met 'n handdoek, was mense se voete. God raak nie kwaad nie. Die Here tree altyd op in liefde en respek teenoor alle mense. Dan besef ek, dis anderste as ons as mens. Ons as mense maak planne om reuse veldtogte te kan bemag. Ons as mense maak planne en bou groter wapens, want hoe groter ons is, hoe meer mag het ons, hoe sterker is ons, of so dink ons. Want dan sal ons wen, dan het ons mag. Maar God, wat doen God? Wat doen God om beheer te kry? God laat dood eenvoudig 'n seentjie, 'n reus laat val met 'n slingervel. God laat soldate 7 keer om 'n stad loop en die muur laat val. God doen sulke dinge. Dan besef ek weer, dis anderste as wat ons as mense optree. God, geliefdes, is dood eenvoudig anders as wat ons is. Want as hy 'n volk vir hom wil bymekaar maak, dan soek hy nie die volk wat die magtigste is, soos die Assirië of Egipte nie. God kies Israel, kleinste, die volk wat die minste verwag van hulle self, die swakste is. God kies daardie volk. As God vir homself 'n leier kies vir hierdie volk, kies hy ook 'n leier anders as wat 'n mens verwag. God kies nie 'n leier wat groot en magtig, sterk en fris en 'n status het nie. God kom en dan kies hy iemand wat 'n weeskind is, iemand wat skaam is, iemand wat nie eers kan praat nie. Hy kies vir Moses. Dieselfde doen God wanneer hy 'n koning kies. God kom en hy kies die kleinste, die jongste. Hy kies vir Dawid. En so kan ons eintlik reg deur die Ou Testament, maar ook die Nuwe Testament sien, dat God anders is as ons as mens. God werk dood eenvoudig anders. Want as ons eerlik met mekaar is, as ons as mense kan kies, dan kies ons die grootste, die slimste, die sterkste, die rykste, die beste. Want dit is graag waartoe ons streef. Ons wil graag die mooiste en die slimste en die sterkste en die beste wees. Maar God is anders. As God kies, dan kies hy anders. God kies juis mense wat bewus is van hoe klein of hoe min hulle is. God kies juis mense wat bewus is hoe groot hy is, hoe groot sy almag is, hoe sterk hy is. Want sulke mense, geliefdes, is mense wat weet hoe klein hulle is en hoe groot God is. Dit wat God vir hulle beteken. Mense wat weet hoe anders hulle is as God. Mense wat weet wat Christus in hulle lewe vir hulle kan doen. Met ander woorde, ons kan dood eenvoudig vandag vir mekaar sê, God kom en kies mense wat glo. Mense wat 'n pad saam met die Here stap,
Mense wat op grond van dit wat God vir hulle doen, die genade wat hy vir hulle gee, die feit dat hulle weet dat hulle niks verdien nie, dat hulle ten volle afhanklik van God is. Dit is sulke mense wat God kies. Mense wat hoop, hoop en smag om saam met God te kan leef. Hoop en smag om God se genade te kan sien. Hoop en smag om sy vrede te kan beleef. Maar dit alles wat mooi is, dit alles wat rein is, dit alles wat goed is, dit alles wat prysenswaardig is. En niks daarvan om net te wil vat, of net om mag te probeer neersien nie. Want dit is mense wat hoop het om 'n pad saam met God te stap. Mense wat hoop het om te kan sien dit wat die Here in hulle lewe doen. Mense wat hoop het om te kan ervaar, om besig te wees met wat God wil hê hulle moet besig wees. En omdat hulle dit raak sien, omdat hulle dit kan beleef, kom dit juis daarop neer, dat hierdie mense is, wat bly is. Bly is, omdat God by hulle is. Daarom beleef hulle vrede in hulle alledaagse lewe. Daarom is hulle so vol van vrede, dat dit mense is, wat dinge doen, wat reg is, wat mooi is, wat rein is, en wat edel is. Want omdat God anders is, streef hierdie mens om ook anders te wees, soos God. Waarom streef hulle om soos God te kan wees? Ek dink in Suid-Afrika is vir ons die uitdaging hier rondom hoog. In Suid-Afrika is dit juis hoog, omdat ons hoor mense praat. Ons hoor dat mense bekommerd is, en dat mense eintlik maar vergeet het, wat die droom van Suid-Afrika werklik is. Laas week was ek by die hospitaal vir 'n besoek, en so staan ek in 'n ry en wag, en daar kom staan bloot eenvoudig 'n persoon agter my. Hierdie persoon begin sommer net met my praat. En soos wat ons maar in Suid-Afrika gewoond is ek eers 'n bietjie skepties, want 'n mens is maar bekommerd oor enige rooftog of dinge wat maar kan gebeur, en so wil ek nie eintlik met hierdie persoon begin praat nie. So praat ons maar en ek antwoord en is maar bedagsaam. En hierdie man vra op 'n stadium vir my wat ek doen, of wat die rede is hoekom ek hier is. En ek vertel vir hom. Hy vertel vir my wat hy hier doen. Toe vra hy vir my wat se werk ek doen. Ek sê toe nou maar vir hom, ek is 'n dominee. En dadelik kan ek sien dat hierdie man kyk half anders vir my. Eers is ek bietjie ongemaklik en ons gaan voort met 'n gesprek en hy vra vir my, wat is die politieke omstandighede hier in Suid-Afrika en wat is my opinie rondom dit? Dadelik sak my moed in my skoene, want ek is nie lus om hier in die hospitaal oor politiek te begin gesels nie. Ek ignoreer dit half en die man vra presies dieselfde vraag weer vir my. En hy antwoord sommer dadelik om vir my te sê dat hy sit daar bo in Botswana, hy bly eintlik in Botswana en hy sien dit wat hier in Suid-Afrika gebeur. En hy wil net vir my sê, hy bid vir Suid-Afrika en hy hoop ons bid ook vir ons land. Hy hoop ons bid sterk vir ons leiers, want daar is net een God en dis ons God wat hierdie land kan verander. Sy woorde, hierdie wind uit my seile geneem. Net daar gesels ons te baie lank oor dit wat ons beleef, dit wat ons hier in Suid-Afrika sien, en dat dit werklik die Here is wat kan ingryp en kan verander. Dat dit die Here is wat ons na hierdie vrede van geluk sal kan terugbring. Dis toe wat ek ook besef dat dit ons is, ons wat die Here se kinders is, wat moet begin wys hoe ons die Here ervaar. Dit is ons wat sy kinders is, wat moet wys dat God anders is.
God is nie 'n God wat met mag en lelike dinge optree nie. God is anders as ons as mens. Dis daar waar ek ook besef, dat dit juis ons opdrag is, om so te leef, dat mense besef, ons moet nie net vat en kan doen, dit wat ons wil nie. Mag ons juis hierdie andersheid ter harte neem in dit wie ons is. Mag ons deel vorm van dat ons kan uitleef, ja, dit wat mooi is, dit wat rein is, dit wat reg is, dit wat edel is. Volgende Sondag het ons juis 'n geleentheid om Pinkster saam te kan vier. Vir 'n week lank vier ons saam Pinkster. Dit is juis volgende week waar ons die geleentheid het waar Dominee Benny oor hierdie andersheid van God met ons gaan praat. Hoe ons as mens werklik geluk kan ervaar in dit wat God vir ons gee. En hoe ons soos God anders kan wees. Daarom nooi ek sommer u vanoggend om saam met ons van volgende Sondag tot Donderdag aand elke aand saam met ons te kom vier, te kom kuier hier tydens Pinkster. Want God kom nooi elkeen van ons om deel te vorm van hom. Om deel te vorm vir dit wat hy vir ons bied. Sy offer, sy liefde, sy seën, sy genade, sy vergifnis, sy vrede. Wat vra dit van ons? Dit vra bloot eenvoudig net vir ons, dat ons sal moet besef, wat die liefdegawes is wat hy vir ons gee. Dat ons sal besef, dat ons elkeen nuut gemaak word, omdat ons 'n keuse maak, om ook anders te wees, soos God anders is as die wêreld. Mag dit so wees, dat ons anders is, in dit wie ons is, en ons andersheid in Christus regop staan. Mag ons dan ook kan lief hê, kan glo en kan hoop, ja kan hoop hê vir 'n ander wêreld, 'n mooi wêreld, 'n wêreld waar daar nie wreedheid is nie, 'n wêreld wat eintlik maar bestaan uit liefde en genade, dat ons kan glo dat dit God se wil is en ook dat hy sal vir ons die beste gee. Vanoggend wil ek vir u vra, wie is jy? Is jy anders of is jy soos die wêreld? Smag jy dalk om dinge te wees en bekend te staan vir dinge wat mooi is, wat rein is, wat reg is, wat goed is? Dan vra ek u om saam met my na hierdie video te kyk.
mag ons op 'n baie eenvoudige manier ook leef om te wys alles wat mooi is, alles wat rein is, alles wat reg is, alles wat goed is. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse God en Vader, Here, wanneer ons vanoggend hier sit, besef ons is mens. Here, ons besef dat ons baie dinge doen wat eintlik nie reg is nie, eintlik nie mooi is of goed is nie. En daarom, Here, kom ons vandag na U toe en ons vra dat U in ons harte sal werk, dat ons in die verhouding wat ons met U het, so sal verander, dat ons deur die manier hoe ons leef, vir U sal kan wys. Ons is U kinders. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U 'n God is wat ons nie straf vir dit wat ons doen nie, maar dat U ons vergewe as ons vergifnis vra. En daarom kan ons U loof en prys, want U is 'n God wat vir ons so baie genade het. Dankie, Here. Dankie vir al die liefde en die genade. Here, ons kom na U toe en ons vra dat U hierdie week die pad saam met ons sal stap, sodat ons bewus kan wees en doelbewus 'n verskil sal maak hier in die wêreld. Ons bid dit in U naam, U wat ons God is, ons Here, ons begin en ons einde. Amen.